Ons lewe met mytes. Daar's 'n myte wat sê, goeie goed gebeur met goeie mense en slegte goed gebeur met slegte mense. En miskien is dit eerder hoe ons dit graag sou wou hê, want dit voel regverdig. Dit voel, ja, dit is hoe dit moet wees. Sê ons nie partykeer, dis sy verdiende loon, of hulle kry wat hulle toekom of verdien nie. Dit is iewers hier in ons onderbewussyn. Daar is ook 'n ander gedagte. As dit goed gaan, seën die Here my, en as dit sleg gaan, is dit iets wat ek verkeerd gedoen het, of die Here straf my. Maar hier is die realiteit. Slegte goed gebeur met alle mense. Ons almal beleef een of ander tyd in ons lewe dat die wiele afkom. Ons beleef verlies, groot hartseer, ons beleef teleurstelling, verdrukking, nood en gebrokenheid. Eintlik is hierdie 'n belofte van Jesus. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 16, vers 32 tot 33. Kyk, die uur kom en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En hierdie is ons gebroke realiteit. In hierdie gedeelte sê Jesus, luister, daar kom 'n tyd waar julle uit mekaar gejaag gaan word. Kyk, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dis 'n belofte. Dis 'n waarborg. Maar dis nie 'n belofte wat ons wil hoor nie. Dis nie 'n belofte wat ons as 'n magneet op ons yskas soek, of 'n plakker agter op ons kar langs Psalm 91 nie. Nee, ons soek positiewe goed. Maar hier sê Jesus, lyding is deel van julle lewe. Nee, ons wil dit nie hoor nie. Maar Jesus se woorde, dit kom. In die Engels sê dit, trouble is on its way. En ons gebroke realiteit is onvermydelik. Ons sien hierdie realiteit in die disippels se lewe. Die eerste kerk is besaai met verdrukking. Hulle kry opdrag om die wêreld in te gaan en disippels te maak, maar terwyl hulle dit doen, word hulle dik raak gery. Hulle word in tronke gegooi, gestenig, onderstebo gekruisig en onthoof, en miskien haal ek nou net die griesame dele uit. Maar swaar kry was deel van hulle storie. Hierdie was hulle realiteit. En nie net die eerste kerk. En nie net Jesus se disippels nie. Die grootste voorbeeld van almal, Jesus self, stap die pad van lyding en verdrukking. As ons sê, slegte goed gebeur met goeie mense, is Jesus die perfekte voorbeeld daarvan. Geen sonde, sonder dat hy dit verdien, word hy gemartel, geslaan, valslik beskuldig en gedood. Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, maar ook 'n voorbeeld van ons. Geef ons 'n voorbeeld van hoe ons lewens lyk, want ons beleef dit. Hier is mense wat vandag luister, wat deur hulle eie verdrukking en moeilikheid gaan. Stories het van verdrukking, moeilikheid en pyn. Ons almal het stories van hierdie gebroke realiteit. En dalk die groot vraag, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur slegte goed met mense, met goeie mense? Wel, 1 Romeine 5 sê, sonde en gebrokenheid het saam Adam hierdie wêreld binnegekom, het dit hom gevolg, en dit saai verwoesting. Jesus sê die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Hierdie is die realiteit van ons lewe. Daar's groter werk in die gang om ons elke dag as net wat ons kan sien. En ook ons vrye wil breek hierdie wêreld verder. Ons vrye wil, maar meer as dit, ook ander se vrye wil wat impak het op ons lewens. Elkeen van ons het so 'n storie. Ek onthou in ons eerste 2 jaar van getroude lewe. Hey papi,
Die tekkie het haar die teer geslaan. Ons trou jonk, veral die bruid. Altyd studeer deeltyds, want ons moet werk om dit by mekaar te bring. Ons begin 'n besigheid wat ons niks van weet nie, maar ons maak dit werk. Saam die besigheid koop ons so Datsun bakkie. Die arme ding het al deur sy eie verdrukking gegaan. Maar op 'n dag breek sy aansitter, ek dink die mooier woord is stater, breek sy stater en nou het ons nie geld om dit reg te maak nie. So, hy moet in die gang gestoot word in die oggende. En op daardie stadium kan Chanel nog nie kar bestuur nie. So, sy moet in die oggende voor werk met haar hoë hakskoentjies, daardie Datsun stoot sodat ek agter die stuur om in die gang kan kry. En so het dit vir maande lank aangegaan. En ek moes deur die dag myself help, terwyl sy by die werk is. Ek stop hom so op 'n afdraande, met bakstene agter die wiele, want die handrem was ook nie lekker nie. En dan hardloop ek so langs aan, spring in en dan loop hy. So gebeur het dat ek eendag omstoot terwyl ek op die foon is. As jy nou my persoonlikheid en temperament ken, dan weet jy, ek is aandag afleibaar, so ek word vinnig aan die ander kant toe gevat. Maar ek is op my foon en ek is besig met die bakkie en ek is uit by die hek en ek trek die hek toe en ek sluit hom en toe ek hom sluit, besef ek die voordeur staan nog oop, my beursie lê daar en my moonbag met my besigheid se kontantvloei. En ek besluit ek gaan oor die 6 voet Palisade heining gaan. Daar's nie 'n ander manier nie. En toe ek bo kom, gly ek. En ek val met al twee my arms in die Palisade. Een hier reg deur my gewrig en die ander een hier reg deur my broek, mis my hamstring net, maar ek val steeds aan die buitekant. Moet jy besef, ek gaan nou met hospitaal toe gaan. Ek los alles net so. Kom vir 'n jaar omtrent nie hierdie linkerarm van my gebruik nie. Paar weke later, kry hierdie hand nou net reg, maak die polisie 'n U-draai reg voor my. En ek stamp daardie Datsun want hy lyk soos 'n Mini. 'n Vriend sê, moenie bekommerd wees nie. Weet julle dit nie geld nie? Jonk getroud, sukkel om in die gang te kom. My sussie het 'n paneelklopper in die Vrystaat. En hulle sal dit regmaak en dan wag tot die polisie uitbetaal. In die tussen moet ons besigheid aangaan. En ek leer my skoonpa se wantam. Met hom, en hier is verskriklik, ry ek iemand om wat my lewe amper onherroepelik verander het. Met die genade van die Here is dit net, ek sê net, kon baie erger gewees het, net 'n gebreekte been. Intussen is my Datsun reg, maar die paneelklopper het besluit om nie te wag nie en dagvaar my vir die geld wat ek nie kan betaal nie. En een Vrydagoggend, as gevolg van dit, kom laai die bal hier ons meubels. Alles, want daar was nie veel nie. En op 'n Vrydag aand, jong getroud, sit ons op 'n teelvloer, eet ons roomys vir al die pyn wat ons beleef. En hierdie jong meisie dink aan die woorde van haar pa, my kind, my kind. En ons sal nie verder daaroor uitbrei nie. Ek dink sy het van daai dag af begin, soos die psalmskrywer bid, ag Here. Ons het sulke stories, ons het nog baie. Julle het sulke stories. Is bietjie anders dalk. Is groter, is meer intens, is kleiner of iets soortgelyk, hoe ook al. Gelukkig is ons lyding nie 'n kompetisie nie. Die Bybel is vol sulke stories. Jesus se vriende het sulke stories gehad. Johannes die Doper het so 'n storie. Johannes die Doper is die voorloper van Jesus. In Matteus 11 sê Jesus, gebore uit 'n vrou, is daar nie iemand groter nie. As jy nou praat van goed, as jy praat van die een wat sy roeping uitleef, meer as enigiets anders, praat ons van Johannes die Doper. Maar hy kry homself in gevangenskap vir meer as 'n jaar, omdat hy goeie goed gedoen en ware goed gesê het. Na tyd, na 'n jaar en 'n half, stuur hy van sy eie disippels na Jesus om te vra, is u regtig die een, want ek sit hier en niemand help my nie. Ek beleef dat God nie vir my deurkom nie, dat u nie vir my deurkom nie. Ek begin twyfel, want ek kry niks hulp nie. Ek hoor die stories wat u vir ander doen, hoe u ander help, maar ek word nie gehelp nie. Ons is familie.
Ek weet nie van jou nie, maar het jy al ooit so gevoel, almal word gehelp, maar nie jy nie. So, as die Here is stil, en skynbaar afwesig, of stel net nie belang nie, wel, jy's in goeie geselskap. En Johannes se disipels sê, ons sien hoe u siekes genees, blindes laat sien, mense word gehelp sommer op 'n afstand. Lyk my, u werk nou van die huis af. Gaan nie iets doen vir Johannes. En dan antwoord Jesus hulle in vers 6, Matteus 11 vers 6. Hy sê, gelukkig is elkeen wat nie struikel as gevolg van my nie. Gelukkig is elkeen wat nie in my twyfel nie. Dat ons nie ons lewens sal baseer op hoe ons God ervaar of hoe ons dink God moet werk nie. Ons sal vertrou dat daar 'n groter prentjie in ons lewens as net dit wat ons deurgaan. Lazarus, een van Jesus se beste vriende. Ons lees dikwels dat hy by hulle in huis gebly het. Toe hom laat weet, sê hulle, die een wat u liefhet is siek. Die disipels staan op, sê oké, kom ons gaan. Jesus sê sit, ons gaan nou nêrens nie. 4 dae later kom Jesus en sy disipels in Betanië en Martha se reaksie is baie soos ons in soms. Sy sê dis eintlik nou 'n bietjie laat. As jy maar net hier was toe ons gevra het. Hoeveel van ons was nie al daar gewees nie? Ek vra en ek smeek en ek pleit, maar die Here kom nie deur nie. Inteendeel, die ergste gebeur, sy verloor iemand. Maar nog 'n bewys dat ons tyd is nie die Here se nie. En ons weet hoekom hy sekere goeders doen en ander nie. Of weet ons? Kort en lank wek Lazarus uit die doodheid op. En in my verbeelding sien ek hulle gesels na die tyd. So Lazarus, hoe was dit vir jou? Jesus, ek was doodbang. En Jesus in my eie woorde, ja, en toe klop ek nog in dooie mans deur. Sonder grappies. My gedagtes, Lazarus, jy's nou opgewek en jy lewe. Maar jy gaan weer sterf. Die dood kom weer. Jou moeilikheid is nog nie klaar nie. En hy het weer gesterf. Hoe weet ons dit? Want ons ken nie 'n persoon wat 2000 jaar oud is wat nou nog hier op aarde is nie. Ons weet hy is weer dood. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar as 'n tweede deel van hierdie belofte. En dis die belofte, die deel wat ons graag op ons yskas wil plak of agter op ons kar. Waar Jesus sê, maar hou goeie moed. Tweede deel van hierdie belofte. Nou begin dit voel soos 'n belofte. Nou begin dit voel soos lewe. Jesus sê in alles, ten spyte van, moenie opgee nie. Hou aan. Byt vas. Kyk. Maak jou oë oop. Wees wakker. Ek het die wêreld oorwin. En hierdie wêreld en al sy dinge is tydelik. Dit voel dalk nie nou so nie. Voel soos 'n leeftyd. Hou vas. Jy is amper daar. Hierdie is nie ons huis nie. Paulus sê ons het hier net 'n tentwoning. Ons kamp net uit hier. Hou moed. Hou moed. In hierdie gedeelte sê Jesus oor homself en sy eie lyding. Julle sal my alleen los. Daar gaan 'n tyd wees waar ek ook hierdie gaan voel. Maar ek het die Vader. Hy is by my. Ek gaan aanhou. Later het hy ook gevoelens van die Vader wat hom verlaat. En ons kry ook daardie gevoelens, maar hou vas. Hou vas. Daar kom 'n opstanding. Paulus skryf vir die Korinte gemeente, ons treur nie soos iemand wat geen hoop het nie. Beteken nie ons treur nie. Ons treur net met 'n hoop dat die Here altyd saam met ons sal wees. Vandag sê Jesus vir jou, daar kom moeilike tye. Of dis nou moeilik. Maar hou moed.
Hou moed, die dief steel en slag en verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Hou moed. Verdrukking, nood, verlies, swaar kry, het nie die laaste sê nie. Het nie die laaste sê nie. En soos die Here ons bemoedig ons ook mekaar. Ons is sy liggaam. 'n gedeelte in Korintiërs skryf Paulus, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, realiteit, sodat, die groot woord in hierdie gedeelte, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Dra mekaar se laste. Bemoedig mekaar, dien mekaar, bid vir mekaar. Was die tema in elke gemeente van die eerste kerk. Hou moed en help mekaar om moed te hou. En dis nie anders vandag nie. Ons is 'n geloofsgemeenskap vir 'n rede. Ek dink aan groepe. Groepe is nie net daar vir melktert op 'n weeksaand nie. Soms om saam te reis met ons lewe. Ons lewens te deel en mekaar aan te moedig, vir mekaar te luister, te ondersteun, te versterk, vir mekaar te bid in ons opdrag en in ons taak. In ons huwelike. Die eerste 2 jaar was chaos. Het was nie die 18 jaar daarna enigstens altyd maanskyn en rose nie. Ons huwelike en ons verhoudinge met ons familie, met ons lewensmaats, met ons kinders, met ons ouers. Om mekaar te ondersteun, mekaar te bemoedig om aan te hou, ten spyte van. Ons gaan saam deur die stampe en stote van die lewe en ons het mekaar nodig. Ons sê vir mekaar, hou moed, hy het oorwin. En dan sê Jesus, ons kan sy vrede hê. Ons kan sy vrede hê. Ek sê hierdie goed vir julle, sodat julle in my vrede kan hê. Dat julle sal weet, dat ek is met julle. En ek het oorwin. In 'n ander gedeelte sê Jesus, my vrede gee ek julle. Nie soos die wêreld gee nie. Hierdie vrede kom van 'n ander plek. Dis 'n ander vrede. 'n Vrede hier binne, al is daar storms daar buite. Is groter as wat ons ooit kan dink of bid. Paulus sê hierdie vrede is 'n vrede wat groter as ons verstand, ons redenering, ons denke en emosies is. Dis bo dit. Vrede wat sê ten spyte van wat ek sien of voel of hoor of ervaar, die Here is met my en niks kan my van hom skei nie. Niks. Nie dood of gevaar of swaard of enige iets nie. Ek haal hierdie gedeelte aan waar Paulus met die Filippi gemeente praat uit die Message vir parafrase uit. Peterson skryf, hy sê, don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of our life. Don't fret or worry. En hier is ons practice, iets wat ons uitnooi om iets in praktyk te doen. Hy sê pray, bid. Hoe kry ek die vrede van God? Deur by vrede self te wees. Hou aan met die Here praat. Sit by hom, wees stil saam met hom en weet. In die Afrikaans sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die enigste ding erger as teleurstelling saam met God, is teleurstelling sonder God.
Ek onthou iets wat ek eendag gelees het, waar die karakter vir Jesus sê, I feel so lost. En miskien is dit waar jy is vandag. I feel so lost. En dan antwoord Jesus hom, but I'm with you, and I'm not lost. Dis ons hoop, ten spyte van. En vandag, om af te sluit met 'n rusgebed. Ons praat van 'n serenity prayer. En ons kan dit vandag saam bid. Sal op die skerm verskyn. Here, skenk my die genade, gemoedsrus, om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed om dinge te verander wat ek kan, en die wysheid om die verskil te ken. Mag die Here in al ons omstandighede met ons wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons vertroos en U self voor ons ontferm. Mag ons beleef dat ten spyte van ons omstandighede, verdrukking en moeilike goed, dat U met ons is. Dat U teenwoordigheid ons die vrede gee om verder te gaan. Beter met hierdie lewe te werk. Dankie dat U met ons is. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus in alle omstandighede van jou lewe, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.